Hy verloor sy pa toe hy maar 11 jaar oud was. Sy ouma en ma albei dwelmhandelaars. Op 18 jaar oud was hy reeds soos sy broers en meeste van sy ooms, 'n bendeleier in Mitchells Plain. Sy lewe word in sy laat 20's ontspoor toe sy eie broer hom skiet as deel van 'n bende-inlywing. Denzel Moses is egter een van die gelukkiges wat sy lewe deur die genade van bo kon omdraai. Vanaand kom deel hy sy storie met ons. Baie welkom Denzel. Dankie dat ek hier kan wees hoor. Sommige dadelik met die deur in die huis, kinderjare. Elsie's rivier, Mitchells Plain. Jy praat van 'n hokkie waar jy groot geword het. Praat jy nou van 'n shack? Shack, ja, praat van 'n plate hokkie, ja, wat hy ingebore is, ja. Hoeveel broers en susters? Kyk, soos ek sê altyd gesê, daar was nie baie TV nie, so daar was love songs en radio, so ons is 8 kinders, 4 broers en 4 susters, ja. Ja. En ma was ook 'n moeilike vrou. Ja, sy was moeilik, hoor. Daar's 'n paar stories, onder andere oor 'n strykyster. Ja, kyk, ek sê altyd my ma was 'n moeilike vrou en ek kan nie vir haar blameer wie sy was nie. Because haar ma was 'n dwelmsmokkelaar. So ek weet nie hoekom sy so gewees het of hoekom wat het haar so hard gemaak nie. En tye as ons dinge aangevang het en op daardie tyd het ek al my pa verloor al. En as jy dinge aangevang het, dan sal sy vir my self en die mans, sy vat jou kamer toe, as die strykyster al ingeplak al in die muur al, jy raak warm, die deur word toegesluit en sy sal die kot om haar hand rol en hy warme ys, daar wat hy vir jou vang op jou liggaam, daar los hy jou merk, so sy was baie harde vrou gewees. Jy en pa was baie na mekaar gewees. Ja, my pa was die een, dink ek, wat ek na toe kan gegaan het, hy was nie die beste pa in die wêreld nie, maar hy was pa, wat ek kon gepraat het mee, en ek dink dat het tyd gekom in my lewe waar 11 jaar oud of so, waar hy hartoortplanting gehad het, en wat hy uit die hospitaal het gekom met sy hart nie meer gewerksaam met sy ander organe, so het gereject, en wat hy huis toe kom hy huis toe in 'n kus, en dit was vir my baie hard, om te sien die man wat ek op na toe en gekyk het, nie meer daar is hy, en my gebreek, man. Want daar was dan eintlik nie iemand na wie jy kon draai nie. Ek bedoel, almal in die mans in die familie klink vir my of hulle by bendes betrokke en met dwelms betrokke was. Ma dwelms verkoop, ouma was met die dwelms deur mekaar. Is dit dat mens dan self dit ook wil word? Want dit is nie wat jy wou 'n sosiale werker word. Absoluut. As 'n jong seentjie. Yes. Ek wil altyd mense gehelp het, omdat die omstandighede waar ek ingegroei het, het ek 'n liefde vir mense kry. Maar omdat ook in 'n omstandighede opgegroei het waar hy sien mense smokkel en na ouma toe gaan, daar's dwelms, daar's skollies, daar's bendes, daar's sekere donker goede wat my onkels gedoen het, wat ek as kind gesien het, en as ek as kind was opgelei in hierdie goede om dit te kan doen, because hulle het jou gegroom van kleins af. En op 18 was jy 'n bendeleier. Ek het, soos ek gesê het, jongman uitgegaan in die gemeenskap, nie 'n rolmodel gehad in my huis gesien nie, en die bendeleiers wat buitekant was, met my rolmodelle. Eintlik was dit nie my rolmodelle, my pa-figuur wat ek gesoek het, wat ek nie in my huis gekry het nie. Toe sien ek groot manne wat gerespek word en gesien word in die gemeenskap, en het gesê, dit is waar ek wil wees, dit is wat ek wil bekom. Because dit was my pa-figuur, ek wil soos my pa gewees het. En was jy nou, het jy goed gedoen wat mense sien wat bendeleiers en bendes doen? Het julle geskiet? Het julle al daai goed gedoen? Kyk, wat ek vriendskap sluit, toe sê hulle vir my, hier as jy vriendskap sluit, net bloed sal vir jou in kan neem. En ons moes mense seermaak, ons moes mense steek, ons moes mense skiet. En as die dinge wat ek praat oor is op wat ek gedoen het hier, ek is hartseer, because ek kan niemand terugbring. Die wat in die tronk is, kan ek terug uit die tronk uitbring. Die wat onder die grond is, kan ek terugbring. Maar ek probeer elke dag om 'n betere man, 'n betere persoon te kan wees vir anders daar buitekant. Ja. Dan ook natuurlik jou broer, jou jonger boetie, het by die huis aangekom en jou geskiet. Ja, kyk, soos ek sê, al 4 my broers in ons familie was van verskillende bendes, because niemand wilde follower gewees het nie. Almal wil leiers gewees het, en soos ons almal in die leierskapposisie geloop het, wou hy ook het wat sy ouer broers het. En hulle het vir hom gesê, as jy wil dit hê, dan moet jy jou eie broer gaan doodskiet. Omdat mense kon nie naby my kom nie, omdat ek die muur om my gehet het. En hulle het gesê, ek het nie weet dat hy vir my kom skiet en hy het gekom. 'n Kar het opgetrek voor my ma se huis. Hy het uitgeklim, hy en sy 3 vriende. En ek het geweet daardie dag ek gaan dood, because hulle het gekom om vir my te skiet.
Toe ek by hulle kom, toe sien ek dat hierdie mense het vuurwapens, maar ek was hartseer aan die binnekant om te sien my eie broer. Ek het verwag iemand anders van die ander wat daar was, maar toe my eie broer die vuurwapen uithaal, toe was ek stik aan die binneste om te sien, hier staan my eie bloed van dieselfde ma en dieselfde pa gereed om my dood te skiet. You know, so. En toe sê vir 'n hele tyd in die hospitaal, maar selfs in die hospitaal wou jy wraak neem. Jy het gesê vir die mense, moenie iets aan hom doen nie, ek wil self iets aan hom doen. Ja, kyk, ek het wakker geskrik aan met soveel wraak aan die buitekant. Ja, wetend dat ek dood verklaar was op hospitaal, in die hospitaal en weer teruggebring gewees het. Maar toe ek wakker skrik, toe ek wakker met soveel wraak aan die binnekant vir my teenoor my broer wat hy gedoen het. En die wat saam gewees het, is nie meer vandag saam nie. Hy was die laaste persoon. En ek het vir hulle gesê, los hom. Ek gaan vir julle wys hoe om 'n moord te maak. Maar die dag wat ek voor hom staan, ek het iewens gesê, ek gaan voel, ek het lekker voel as ek hom geskien. Maar die dag wat ek met die vuurwapen voor hom staan, net ek en hy, al wat ek moes gedoen het, was om my sneller te trek. Maar daardie dag kon ek my bring om my sneller te trek. You know, because wat ek in sy oë kyk, toe sê ek, maar dis my eie bloedbroer wat ek saam mee opgegroei het. Ja. You know, en ek sê vir hom, as jy nie jou weg wat jy, dan gaan ander mense jou doodmaak vandag. En toe, net so rukkie na dit, toe was jy deur mekaar en dinge het te veel geword en dit was die een ding na die ander en toe gebeur daar 'n insident. Ja. Iets met 'n robot. Ja. Kyk, ek het na 'n punt gekom waar ek moeg was van moeg is. Al die geld gehad, al die karre gehad, alles, maar daar was nog altyd steeds daai leemte aan die binnekant vir my. En niks kon dit vul nie, dwelms nie die guns, niks kon dit vul nie. Maar is net iets wat ek so en soos ek staan op hierdie veld staan ek en 'n kar trek op by die volhooi. En soos ek by die volhooi kom, nader aan die kar, toe sien ek maar in die kar sit 'n jong seun en ek heids ek die kaap die kar, because my gedagtes sê kaap die kar, dis 'n ketluitie wat in die kar is. En ek klim in die kar en ek vra vir hom, weet jy wie ek is? Weet jy dat ek vir jou kan doodmaak in die kar en niks daarvan dink jy, because daai is wat my karakter bekom het. Ek het nie meer omgegee van 'n tweede persoon nie, omdat ek dink dat niemand gee om vir my nie. En ek kaap die kar en ek ry. You know, en in daardie kar gebeur iets, you know, en hierdie jong seun sê vir my, hy worry nie wie ek is nie, met die vuurwapen teen hom, hy gee nie om nie, en onmiddellik begin ek te worry, om te dink, maar wie's jy in, watter ket is jy, saam met wie's jy betrokke, wie's jou familie, vir jou om so te kan praat, you know, en hy sê vir my, ek is 'n kind van die Here. En onmiddellik, hy hou nie op, hy begin my sê dat God 'n plan het met jou lewe, die masker wat jy dra, wat jy jouself wil bewys tussen jou vriende en die gemeenskap, God wil daardie masker afval, die seer wat jy mee loop in jou hart, God wil daardie pyn en unforgiveness wil hy wegneem uit jou lewe uit, en hy sê, bid saam met my, en ek dink, ket wat try sy om vir my kan af te vat, om my te roof, en hy sê, bid saam, en hy lei my in 'n gebed, en terwyl ek sit saam met hom, sit hy driver side, en ek passenger, sit ek met die gantina nou, en hy lei my in 'n gebed, en die gebed gaan so, Here, vergewe my, Here, kom woon in my hart, kom maak my kind, Here, verander die donkerte in my, en maak dit lig, en wat ek dink daardie dag, ek kaap die kar, kaap die Here my lewe, en 'n omswaai het gekom in my lewe. My vriende het gesê, ons gee jou net 3 weke kans vir die omdraai, vir die bekering, en dan gaan jy terug wees met wat jy goed in is. You know, en vandag kan ek sê, is meer as 20 jaar later, die Here het my gehou in die holte van sy hand. Die woord sê, as jy wil gehou wees, dan gaan die Here vir jou hou. Wat 'n ongelooflike getuienis is dit nie. Jy gaan toe na ma toe ook, en wat het gebeur toe nou vir ma sê, jy het tot bekering? Ja, kyk, altyd as ek na my ma toe kom, maar kom ek met klomp geld of wat sê we, en my ma vra my nog daardie dag, wat het jy nou weer gestel? Ek sê vir ma, ek het niks gesteel, ek het die Here gevind. Nou, van al die gesteelde goede wat ek nog ooit kan huis toe gebring het, is dit die beste present wat ek nog ooit my ma kan huis toe om vir haar te sê, ek het my hart vir die Here gegee, en ek sien 3 dinge gebeur, sy huil, en ek het nog nooit my ma gesien, hy liep, because sy was 'n harde vrou, jy het gehoor vroeër, wat het daar so hard gemaak, you know, en sy sê vir my, die een ding wat my wind uitslaat, sê sy vir my, dat ek is lief vir jou, en ek het nog nooit gehoor, my ma sê vir my, vir jare, 29 jaar, dat sy lief is vir my, you know, en daai het my regtig waar my wind uitgeslaan, dat net om te hoor, my ma sê vir my, daai affirmation van my ma, dat sy is lief vir my. En Boetie, het jy toe ook besluit om hom te vergewe en alles, en toe
Wat gebeur toe? Ja, kyk, soos ek sê, ek het agter die kaping, het ek die Here in my hart en die Here begin is praat in my binneste en ek moes mense vryspreek, ek moet dinge laat gaan, seer en unforgiveness en ek laat hom ook laat gaan en hy word gesteek 1 aan 14 gatte van sy nek af onder toe. En ek kom huis toe en ek is nou 'n jaar bekeer, ek is 'n babatjie in die Here en die Here sê vir my slaap lig en ek verstaan nie en in die aand sê so oor 1 die nag, maak ek my oë op en terwyl ek lê op die couch, toe staan hy selfde broer voor my, hy snot en traan, hy vra my, wat moet ek doen om soos jy te is? En die enigste manier wat ek weet vir hom om soos my te wees, was toe ek die Here aanneem in die kar. En daardie aand laat die Here toe, dat ek vir hom na die Here toe lei, omdat ek hom vrygespreek het in my hart, en saam in die ondergrond het ons so baie mense na die Here toe gelei. Maar somewhere along the line het hy weer sy oë laat toemaak, blind maak deur die dinge van die wêreld en deur dit was hy vermoor, 17 jaar gelede. En jy doen ongelooflike werk in die gemeenskap, net kortliks daaroor? Ja, kyk, wat ek nou doen, omdat die Here vir my 'n tweede kans gegee het, die Here my geroep om baie dinge te doen. Hy het my groot guns gegee in die bende wêreld om uit te gaan tussen die bendes en ek kan gaan waar die taakmag moet ingeroep het, kan ek ingaan. Daar wat die polisie moet ingeroep het, daar kan ek ingaan. By bendegroepe kan ek ingaan en daar kan ek net praat because daar is dit nie oor ek kom om te kyk waar julle die dwelms wegsteek. Ek kom om te kyk waar julle die vuurwapens wegsteek. Ek kom om saam met julle kinders te werk. Ek kom om julle kinders in die skole te sit. Ek kom om vir julle vry te maak, want ek was in daai posisie toe ek klein was en niemand het gekom nie. So ek sien die opportunity om te kom, om vry te kan maak en sovoorts. En die Here het net vir my daai guns gegee. Ek het nou net 'n paar weke gelede toe moes ek gaan na bendeleiers toe om van die ouens vry te gaan maak. Van hulle harte vir die Here gegee. So ek het gegaan en ek weet God se guns is op my en hulle was vrygespreek om te kan loop die paadjie wat ek nou loop, ja. Wat 'n wonderlike man is jy nie. Mense vra ons altyd vir jou, wat is jou gunsteling 5 onderhoude? En ek moet vir jou sê, jy's binne daai 5. Dit is my heerlik om met jou te gesels, 'n voorreg. Baie sterkte met die wonderlike werk wat jy doen. Ja, seën, dankie dat jy my gegee het, Toor. Dankie. Na die reklameflits leer ons van ondernemingsgees en veerkragtigheid by Beth Missing van Swellendam.